Goeiemôre, wat 'n fantastiese voorreg weer vir my om op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 4 April 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra en ek praat eers met myself. Is die Here ook ons blydskap? Nou sê jy vir my, sê Pieter, maar waarvan praat jy? Ek bedoel, dinge is nie maklik nie as ons maar net kyk na die brandstofverhoging die afgelope week. Dis maar een faset. Dan praat ons nie van die kragverhoging. Ek bedoel, uit 'n finansiële oogpunt raak die lewe by die dag al hoe moeiliker en al hoe moeiliker. En ek het nie nodig om vir jou te vertel van die uitdagings wat jy en ek elke dag moet trotseer. Dan vra jy vir my, Pieter, maar hoe kan ek bly wees? Wel, my vriend en my vriendin, ek wil vir jou sê dat die Here is die antwoord. Hy sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Wat sê hy vir ons eintlik? Omdat ons aan hom behoort ons harte oor te loop van blydskap, omdat ons juis aan die Here behoort. Ons is sy kinders. Dan gaan hy verder en hy sê in vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby, die Here is baie naby om te kom. En is dit nie so waar nie? Ons leef nie in die laaste dae nie. Ons leef in die laaste van die laaste dae. Liewe mens, en dan dink ek in vers 6, gee vir onsself die antwoord. Wees oor niks besorg nie, maar laat alles deur gebed en smeking bekend word by God. Wees oor niks besorg nie. Ek en jy het nie nodig om onsself te bekommer, of spanning te hê, of stres, noem dit wat jy wil. Maar God noem dit vrees. Ek en jy het nie nodig om te vrees nie. Ons het nie nodig om oor enigiets besorg te wees nie. Ons kan maar net by die voete van die Here gaan sit as sy kinders. Hy weet van elke uitdaging en ek weet, die lewe is nie maklik nie. Veral nie in vandag se tye nie. Maar ons kan nog steeds opkyk na die lewende God van hemel en aarde. Hy is ons antwoord. En dan sê in vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En die vrede van God, daardie vrede wat nie van die mens af is nie, maar van God af is, sal jou en my deel word. Die oomblik as ons opkyk na die lewende God van hemel en aarde, hom ons verlosser en saligmaker maak, en hom onvoorwaardelik vertrou. Hy wil vir ons goed doen. Hy wil inderdaad vir ons goed doen. Hoekom? Want ons is sy kinders. Wat 'n pa, met groot respek gesê, gaan nie omgee vir sy kinders. Watter pa gaan nie die beste wil hê vir sy kinders nie? Dieselfde situasie met ons hemelse Vader. In die gees is hy ons pappa. En ons is sy geestelike kinders. En hy wil vir ons goed doen. Liewe mens, kom ons maak dit 'n waarheid in elkeen van ons se lewens. En ek wil jou bemoedig, Here, dat ons die Here werklik sy aangesig sal gaan soek. En waarlik sal uitreik na hom toe in die wete, dat as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Baie dankie dat jy vandag aan my geluister het. Shalom.